Goeiedag en welkom hier saam by sessie 2 en ons praat oor die Heilige Gees. Vandag gaan ons praat oor die simbole van die Heilige Gees, wat ons leer oor die Heilige Gees. Nou besef ek dat van julle het ons almal het in 'n sekere milieu groot geword, maar jy dalk in 'n milieu groot geword waar jy niks van die Heilige Gees geleer het nie. Dalk het jy in 'n milieu groot geword waar jy baie gehoor het en geleer het van die Heilige Gees, of dalk verkeerde goed geleer het van die Heilige Gees. Nou ek kry mense wat sê, die Heilige Gees is nie meer vir vandag nie, dit was net in die eerste kerk, in die tyd van Jesus, vir die apostels bedoel, dis nie meer vir ons nie. Dis glad nie die waarheid nie. Ek is 'n lewende getuie van die Heilige Gees wat in en deur my werk, en ek dink van julle ook kan daarvan getuig. Nou dit maak ons nie perfek nie, maar dit maak dat die Heilige Gees deur ons werk. En nou wil ek vra, as ons oor die Heilige Gees praat, jy moet besef, ek het nou papiere wat voorberei is nie net om kopkennis te hê nie. Ek wil hê jy moet jou hart oopmaak en toelaat dat die Heilige Gees in jou kan werk en die Heilige Gees homself aan jou openbaar en dat jy goed leer van die Heilige Gees. So net daar waar jy is, waar jy saam is, kom ons bid saam. Sê Vader, dankie dat U ons lief het. Jesus, dankie dat U die Vader aan ons bekend gestel het en ons sonde vergewe het, maar dankie dat U ook die Heilige Gees vir ons gestuur het. En ek wil bid dat elkeen van ons harte sal oop wees om te kan hoor, oop wees om te verstaan, te begryp, dat die Heilige Gees in ons kon werk. En dankie Gees van die Here dat ons oor U kan praat en oor U kan leer, en dankie dat dit die tyd van God se Gees is hier in ons midde. Here, ek bid vir my ook, help my met vrymoedigheid te kan praat en openbaringskennis kan hê terwyl ek hier praat. Dankie vir U liefde in U naam. Amen. So, ek hoop jy het 'n notaboek daar, dis belangrik, die fasiliteerder, kyk dat almal 'n notaboek het of 'n papier het en jou Bybel oopmaak. Nou, ons gaan 'n hele klomp skrifte lees, en ek lees die skrifte met die doel, sodat jy daarna gaan kyk, dit in jou Bybel te gaan lees, en deel te vorm. So, ek wil hê jy moet saam Bybel lees en saam kyk. Nou, die skrif, wat ek weer wil begin, wat ek dink baie belangrik is Johannes 16, kom ons lees vanaf vers 5, ek lees hy in die Nuwe Lewende Vertaling, en ek dink is goed dat julle uit verskillende vertalings uitlees. In Johannes 16 vers 5, praat Jesus, hy sê, nou is ek op pad terug na hom toe, wat my gestuur het, tog vra niemand van julle vir my, waarheen gaan u nie, omdat ek dit egter vir julle gesê het, het hartseer julle harte vervul. Vers 7, nou bemoedig hy hulle. Hy sê, laat ek julle egter die waarheid vertel. Dis tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die raadgewer, kan ook vertaal word as helper, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. As ek egter weggaan, sal ek die raadgewer na julle toe stuur. En dan sê hy, wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van God se regverdige oordeel, en dat die oordeel hier is. Maar dit is baie mooi. Hy sê, hy bemoedig. Hy sê, dis tot julle voordeel dat ek weggaan, maar as ek nie weggaan nie, sal die raadgewer, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Die helper na julle toe kom nie. En nou, vandag se les is, dat die Bybel vir ons sekere simbole gee, om die Heilige Gees te beskryf, te verduidelik, dat ons kan dalk verstaan. Nou, toe God, en die eerste eienskap is wind. So skryf dit daarop neer, wind. Nou, in Genesis, toe God die mens geskaap het, hy Adam gevat en hy het hom uit die stof, uit grond uitgemaak, maar dan sê die Bybel, dat hy sy asem in hom geblaas het, en hy het begin leef. En die Bybel sê, dat terwyl hierdie liggaam vir my asem haal, bly my siel en my gees hier binne. So God het sy gees in ons geblaas. Dis 'n asem wat ingeblaas is. Johannes
20 vers 22 is Jesus en hy praat met sy disippels nadat hy uit die dood uit opgestaan het en hy sê vrede vir julle, ek stuur julle in hierdie wêreld en dan sê hy, en nadat hy dit gesê het, het hy oor hulle geblaas en vir hulle gesê, ontvang die Heilige Gees. Weer 'n blaas, so hy het geblaas oor hulle en sê ontvang die Heilige Gees. En ek glo, dis waar hulle die Gees van die Here al begin beleef het en ervaar het die Gees van die Here is hier, 'n wind wat geblaas word. En dan baie belangrik, op Pinksterdag, Handelinge 2, vers 2, op Pinksterdag, God gee vir hulle die opdrag om te gaan wag. Nou moet jy weet, hulle was, ek reken so 500 mense bymekaar met die hemelvaart, en hy sê vir hulle almal gaan wag in Jerusalem, tot met die uitstorting van die Heilige Gees. En vir 10 dae het hulle gaan wag, en ek dink hulle het al hoe minder geword, maar die dag van Pinkster was hulle 120 mense bymekaar, en dan lees ons Handelinge 2 vers 2, en skielik was daar in die lug bokant hulle 'n geluid van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele huis vervul waar hulle bymekaar was, 'n geluid van 'n stormwind. Nou dink 'n oomblik, hoe klink 'n stormwind? Dink nou weer, God wat asem blaas, Jesus wat oor hulle blaas, as ek blaas, maar hier's 'n stormwind, en almal het skielik 'n bewustheid, dat hier's 'n wind in hierdie kamer, 'n geluid soos van 'n stormwind, en dis hoe hulle probeer verduidelik. En die Heilige Gees, hulle is daar vervul met die Heilige Gees. Nou, as die Heilige Gees geassosieer word met wind, dan is dit iets wat 'n mens kan voel. As ek nou bestaan, dan maak ons vingers so nat, dan voel ek waar dit die koudste is, dan weet ek die rigting van die wind. Ek kan hier aan my hare die wind voel, in my lyf die wind voel, en hoe sterker die wind waai, hoe sterker die effek het dit op my. So dit bewys dat ek kan dit nie sien nie. Jy kan nie wind sien nie, maar jy kan dit voel, jy kan dit beleef, jy kan dit hoor. Ek hoor die wind, hy het 'n kragtige uitwerking. En dis wat die Bybel vir ons probeer verduidelik, dat die Heilige Gees 'n kragtige uitwerking het. Maar wat vir my baie mooi is met wind, Johannes 3, toe Nikodemus by Jesus kom, en hy vra maar, hoe kom ek tot bekering? En Jesus sê, jy moet weergebore word. Toe vra Nikodemus, maar hoe kry ek dit nou reg om weergebore te word? Johannes 3, gaan lees nou mooi daarso. En dan sê hy dat, Jesus sê dat jy moet van bo gebore word. Maar dan sê hy, Johannes 3 vers 8, die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy suising, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy op pad is nie. So is dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. So ek kan nie vir jou eintlik verduidelik waar dit vandaan kom dat ek my hart vir die Here gee en hoe ek werk in my hart en waarheen ek op pad is nie. Maar wat die Here eendag met my gepraat het, dis hoe dit ook is wanneer God se Gees binne in my hart werk. Ek kom en dan het ek 'n idee en ek voel dis wat ek vir die Here moet doen. En dan weet ek eintlik nie waar dit vandaan kom nie, en ek weet ook nie eintlik waar dit op pad heen is nie, en soos ek die pad loop, begin ek al hoe meer agterkom en verstaan hoe God werk, en wat gebeur, en God lei my, maar dis hoe die Heilige Gees werk. Jy kan nie die Heilige Gees in 'n boksie sit nie, en dink 'n oomblik daaraan, jy kan nie wind vat, wind vasvang binne 'n bottel, en dan sê jy, hoor jy, hier's nou wind binne in 'n bottel, as ek die bottel oopmaak, dan gaan die wind of uitwaai, of hier's 'n boks nie. Jy kan dit nie doen nie. So eintlik sê die Bybel, ons het geen beheer oor die Heilige Gees nie. Jy het geen beheer nie. Ek dink jy kan ja sê vir die Heilige Gees, en ek dink jy kan nee sê vir die Heilige Gees, maar jy het nie beheer oor die Heilige Gees nie. En die tweede simbool, so die eerste een is wind, tweede simbool is vuur. En dis iets baie belangrik, dat Johannes die Doper, nou Johannes die Doper is Jesus se neefie wat gebore is, en hy moes die pad gelyk maak. So hy preek oor bekering. Hy het mense gedoop, die hele volk het gekom, behalwe die fariseërs. Hulle het almal gekom en hulle laat doop. Hulle het kom vra, Johannes, wie is jy? Want hy het tot bekering gepreek, mense het na hom geluister. So ons kan luister aan wat Johannes die Doper sê.
En nou sê Johannes die Doper in Lukas 3 vers 16. En hy het hulle vrae beantwoord deur te sê. So hulle het hom klaar vrae gevra, toe antwoord hulle, ek doop met water. Maar iemand wat groter as ek, kom binnekort. Iemand soveel groter dat ek nie eens werd is om sy slaaf te wees nie. Nou, 'n ander vertaling sê dat ek sy skoenrieme kan vasmaak nie, want dit was die werk van 'n slaaf. Dat ek is nie eens werd om sy slaaf te wees nie. Dan sê hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. So duidelik is daar die Heilige Gees wat gekoppel word aan vuur. Met die uitstorting van die Heilige Gees weer in daardie vertrek was daar 'n wind en tonge wat gelyk het soos individuele vuurvlamme het toe tussen hulle verskyn en op elkeen van hulle gaan sit. Handelinge 2 vers 3. So Handelinge 2 vers 2 sê skielik 'n stormwind en dan sê hy individuele vuurvlamme het toe tussen hulle verskyn en op elkeen van hulle gaan sit. So ons weet nie hoe dit is nie, maar hier was tonge van vuur wat op elkeen kom sit het. So duidelik die Heilige Gees wat die simbool van vuur het. Nou vuur is 'n gloed dui op die Heilige Gees se liefde, want daar's so 'n brandende gevoel binne in my. Nou dink 'n oomblik as jy verlief is en toe jy verlief is, daar's hierdie brandende gevoel, daar's 'n vuur wat hier binne in jou is. En dis die effek van die Heilige Gees, en ek sien elke keer as mense vervul word met die Heilige Gees, wanneer die Gees van die Here in hulle kom, dat daar 'n liefde in hulle hart kom, daar kom 'n bonatuurlike liefde, daar's 'n liefde hier binne in hulle hart. In Openbaring dan is die klagte teen een van die gemeentes, dat julle eerste liefde verloor het. Daai liefde wat die Heilige Gees in hulle gebring het, dit doodgaan. Nou dink 'n oomblik bietjie aan vuur. Vuur nommer 1 is 'n simbool van lig. So jy's in duisternis en wanneer die Heilige Gees oor jou kom, is daar vuur en die vuur maak lig. Dit verdryf die donkerte, 'n gelowige wat eintlik aan die brand gesteek is. En dit is wat die Here sê dat as jy 'n lamp opsteek, nou as jy 'n lig aansit, sit jy nie 'n maatemmer op nie, jy sit dit op 'n staander dat die huis verlig kan word. So jy wat die Heilige Gees ontvang, wat die vuur van die Heilige Gees in jou het, jy het lig, jy leef nie in duisternis nie, maar dit het 'n effek met die mense rondom jou, almal kan dit sien. En Jesus sê, dis ook soos 'n stad. As 'n stad wat op 'n heuwel is, kan jy nie wegsteek nie. So die vuur van die Heilige Gees wat die donkerte verdryf, is 'n lig wat binne in jou brand. Maar dink ook aan 'n vuur wat hitte gee. 'n vuur wat, as jy koud is, dan steek jy 'n vuur aan en dit maak jou warm. 'n vuur trek mense ook nader. Ek weet nie hoekom nie, maar ons mense hou daarvan om 'n vuurtjie te sit. Dis die Heilige Gees, daai vuur van die Heilige Gees trek mense nader. Dis hoekom die Heilige Gees veroordeel nie. As jy mense veroordeel, is jy nie besig met God se Gees werk nie deur jou nie. Dis juis wanneer jy liefde het, wanneer jy daai warmte het, dan wil mense daar wees. Plus 'n vuur brand goed dood. Ek dink as die Heilige Gees in jou kom, is dit brand goed net dood in jou lewe. Goed wat niemand kan wat jy nie kan stop nie, word deur die Heilige Gees doodgebrand. En dan is ook 'n mooi verduideliking dat die Here sê gaan en verkondig die evangelie. Die oomblik toe hulle vervul is met die Heilige Gees, was die evangelie soos 'n veldbrand wat weghardloop. Niemand kan dit keer nie. Hulle probeer dit onderdruk. Die Fariseërs, die Jode van die dag, Paulus en hy was nog Saulus in kluis, het soos 'n besetene te kere gaan om die Christene dood te druk, maar jy kan nie, want daai veldbrand, daai vuur wat uitgaan en net die evangelie verkondig, en dis so, daar's 'n vuur wat binne in jou is. 'n vuur bring ook
kook kosgaar, dit skep energie, dit sit 'n vuur binne in jou, dit steek jou aan die brand. 'n trein kan nou wees 'n stoomeenjin, maar as hy nie vuur het nie, kan hy nie die water kook nie, kan nie stoom wees nie, kan nie aangaan nie. Selfs as jy 'n diesel enjin het, op die eind van die dag is daar 'n vuur, daai piston daar's vuur wat maak, daai vuur wat energie afgee. En ek dink ons Afrikaners het eintlik 'n spreekwoord wat sê, kry 'n vlam in jou man, onder jou, steek 'n vlam onder jou aan, kry bietjie rigting, kom, werk bietjie, en dis wat die Heilige Gees doen, en ek kom agter, wanneer die Gees van die Here in jou werk, daar's 'n vlam in jou, ouma, daar's 'n ding wat brand hier binne in jou, wat mense net nie kan stil kry nie. Ek dink jy kan dit self uitblus. Onthou wat sê die Bybel, wat sê Efesiërs, hy sê, blus die Gees van God nie uit nie. Paulus wat skryf, hy sê, blus die Gees van God nie uit nie. Soek bietjie daai teks, as julle nou hier klaar geluister het, soek bietjie daai teks, search hom, waar hy sê, blus die vuur van God nie uit nie. So, dis wind, dis vuur, en dan word hy met water vergelyk. Nou in die Ou Testament word al geprofeteer oor die Heilige Gees, en word verwys na water. Die Heilige Gees wat nuwe lewe bring, en dis so mooi, dis hierso in Jesaja 44 vers 3, hy sê, want ek sal jou water gee, genoeg om jou dors te les, jou droë lande nat lei, ek sal my gees op julle kinders uitstort, en my seëninge op jou nageslag. So wat maak hy hierdie konteks? Dis droog in jou lewe, maar die Heilige Gees is water wat vloei. Esegiel 47, wat praat van hierdie visioen wat Esegiel sien, vanuit die tempel uit, is daar 'n stroompie water wat begin loop, en dan begin hierdie stroom loop, en dit word dieper en dieper, jy is eers enkel diepte, en dan kniegdiepte, en dan heupdiepte, en dan vat die stroom jou, en die Heilige Gees, wat met water vergelyk word. As die Heilige Gees iemand se lewe omvou, dan kom Jesus en sê eintlik, dis strome van lewende water wat uit jou uitkom. En kom ons lees dit, Johannes 7. Hy sê, op die laaste dag, die groot dag van die hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as jy dors is, kom na my toe en drink. Die een wat in my glo, soos skrif sê, riviere lewende water sal uit sy binneste vloei. En hoor hoe mooi sê, riviere lewende water sal uit jou binneste vloei. Dit het Jesus gesê oor die Gees wat die mense wat aan hom glo sal ontvang. Want die Gees was nog nie daar nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. So Jesus moes eers opvaar hemel toe, so die Heilige Gees kan kom en tussen ons woon. Maar wat sê hy? Die mense wat aan hom glo gaan ontvang riviere van lewende water, water wat loop, water wat beweeg. En weet jy, water verander jou omstandighede. Jy kan 'n droë tuin hê, droog wees. Laat daar net begin reën. Laat daar water kom, verander jou lewe. Nou, ek weet nie of jy al dors was nie. Nou, ek was al baie dors in my lewe. Dan kom ons op 'n plek, doen ons staproete. Ek kan onthou daar in die Visrivier. En die eerste keer toe ons loop, was daar baie braakwater. So ons loop van poel tot poel, totdat ons een kry wat drinkbaar is. En as ons kry, dan hardloop ons soontoe, en toe kom ons op 'n plek waar daar 'n fontein is, vars water. Ons het daar gesit, bottels volgemaak, gedrink, dat jy nie meer kan drink nie. Maar dis wat water doen, water verander jou hele lewe. Maar weet jy wat ook mooi is? Wat ek kan dink is, jy weet Galasiërs 5 vers 22, dan praat hy van die vrug van die Gees, wat liefde, blydskap, vriendelikheid, selfbeheersing, getrouheid, die vrug van die Gees. Maar 'n vrugteboom, wat het 'n vrugteboom nodig? Hy het water nodig. Nou ek dink, dalk sukkel mense om vrugte te dra, want hulle het nie water nie. As jy water het, en as die Heilige Gees wat water bring in jou lewe, wat 'n droë, dorre lewe verander, 'n boom wat nie kan groei, nie vrug dra nie, die oomblik as die Heilige Gees in jou kom, dan dra jy vrug, en hy voed jou. En wat wonderlik is,
Die Jesus sê dat sy vader die tuinier is, hy is die landbouer en 'n goeie boer gee sy vrugtebome water op die regte tyd, op die regte plek en gee die heeltyd water en dis wat God met ons doen om vir ons water te gee. So laat ons nou mooi dink weer, dit is wind, dis vuur, dis water en dan is daar ook 'n simbool van olie. Nou reeds in die tabernakel in die tempel was die Heilige Gees se teenwoordigheid en werking beklemtoon deur 'n kandelare. Jy moet weet in die tempel het hulle 'n kandelare gehad en daai vlam het gebrand 24 ure 'n dag. Dit was nooit dood gewees nie. Terwyl die priesterorde daar was, het daai vlam gebrand. Daar was werk gewees dat hy altyd moet brand. So olie is 'n simbool van die Heilige Gees. En daai kandelare was met olie daar gewees. Nou, olie is 'n simbool van die Heilige Gees se teenwoordigheid in mense se lewe. Hulle is gesalf met olie. Nou, 'n baie goeie voorbeeld is 1 Samuel 16. So, blaai saam met my na 1 Samuel 16, of kyk saam met my, 1 Samuel 16. Nou, dis waar Samuel gegaan het om 'n koning te salf. Nou Saul was koning, God het sy koningskap verwerp en toe moes Samuel iemand gaan salf en hy kom daar en hy sê, "Jesus, hierdie oudste broer, hy moet koning wees." En die Here sê, "Dis nie hy nie, dis nie hy nie, dis nie hy nie." Laaste vra Samuel vir Isaia, "Hoorie, is daar nog 'n seun?" En hy sê, "Ja, die jongste, hy pas skaap op." Hy sê, "Bring op. Die een wat niemand dink koning kan word nie." Hy sê, en terwyl Dawid daar tussen sy broers staan, neem Samuel die olie wat hy saamgebring het en gooi dit uit op Dawid se kop. Van toe af het die gees van die Here kragtig in hom gewerk. Daarna het Samuel na Rama toe teruggegaan. Maar hoor wat gebeur, die oomblik toe hy homself, daarna het die gees van die Here kragtig in hom gewerk. En nou my persoonlike mening is, dis daarna wat hy die leeu en die beer verskeer het. Nou moet jy dink, dit moet bonatuurlik plaasvind, dat jy agter 'n beer aan hardloop en hom doodslaan. Dit moet bonatuurlik wees, dat jy 'n leeu gryp en sy bek oopbreek, om die lam te red. Dis bonatuurlike goed wat gebeur. En duidelik het Dawid geweet dat God se gees binne in my werk. God se gees oor my kom. Toe hy met Goliat het hy geweet dat die gees van die Here oor hom werk. En nou moet jy duidelik besef wat belangrik is, dat in die Ou Testament het die Heilige Gees nie op hom gebly nie. Johannes die Doper kom en hy sê, "Ek weet wie die Messias gaan wees as die gees van die Here op hom kom en hy bly op hom." So as die gees van die Here by jou kom, bly die gees van die Here by jou. Nou ek dink jy kan die Heilige Gees bedroef en jy kan die Heilige Gees uitblus. Daar's 'n klomp goed wat jy kan doen. Jy kan die stem van die Heilige Gees stil maak in jou lewe. Maar ons as kinders van die Here moet jy weet, die Heilige Gees kom nie en gaan nie, die Heilige Gees bly by jou. Ek dink nie eers ons kan bid en sê, "Gees van die Here, kom wees in ons midde nie," want hy is altyd in ons midde. Ons moet eintlik die môre opstaan en sê, "Welkom Heilige Gees, goeiemôre Gees van die Here, want hy is altyd met jou." Vroeger jare het ons kinders was, het die pastoor gepreek en sê, as jy 120 ry, is God saam met jou. As jy 140 ry, dan klim die Here uit die kar uit, en 160 klim die duiwel in. Dis glad nie die waarheid nie. Die gees van die Here is altyd met jou. Dis die gees van die Here wat jou bewaar, dis die gees van die Here wat met jou praat, dis die gees van die Here wat saam met jou is. Dis wat baie belangrik is. Nou, die Heilige Gees word met olie. Nou dink 'n oomblik daaraan, as jy met olie gesalf word, in daai tyd, daai olie was nie kookolie gewees nie, dit was olie wat 'n reuk gehad het, olyfolie, dis die olie wat hulle gehad het. So almal kon dit ruik, almal kon dit sien, die olie het op jou gesit, die olie was deel van jou gewees, en as simbool die Heilige Gees wat oor jou gekom het. In die Ou Testament het die Heilige Gees gekom en gegaan, maar in die Nuwe Testament bly die Heilige Gees op ons. Maar hoor wat sê Jakobus, Jakobus kom en dan leer hy iets oor die werking van die Heilige Gees. Hy sê, Jakobus 5 vers 14, "Is daar van julle wat siek is? Dan moet julle die ouderlinge
van die gemeente laat kom. Nadat die ouderlinge die siekes met olyfolie in die naam van die Here gesalf het, moet hulle vir hulle bid. So wat sê hy moet die ouderlinge doen? En eintlik het ek nog nooit gekry dat 'n sieke my bel en sê, pastoor, kry die ouderlinge by mekaar dat hulle vir my bid nie. Maar die ouderlinge moet salf met olie. En ek dink ons moet iemand ordentlik salf met olie, dan moet ons vir hulle bid, hulle moet hulle sonde bely, sodat as hulle iets verkeerd gedoen het, sodat hulle gesond kan word. Maar dis geloof, jy moet geloof hê dat wanneer die ouderlinge vir jou bid, dat ons jou salf met olie, dat God jou genees. So olie en die Heilige Gees. En dan laastens, wat pragtig is, wat so mooi is die simbool van die Heilige Gees, wat vergelyk word met 'n duif. Jy weet hoe Jesus gedoop is, en hy uit die water uit opstaan, het 'n duif gekom, en op hom gebly. Johannes 1 vers 32. Johannes het ook nog verder getuig, ek het duidelik gesien, dat die Gees soos 'n duif uit die hemel neerkom, en op hom gaan sit. Wat ons laasweek gelees het ook, van die drie eenheid, dat 'n duif, die Gees in die vorm van 'n duif, soos 'n duif op hom kom sit het, op hom gebly het. En die stem uit die hemel sê, dis my geliefde seun, my kind in wie ek baie lief is, wat ek het 'n welbehae in hom. Nou, 'n duif se simbool is daai stilte, daai sagte werking van die Gees. En dis eintlik die kenmerk van die Heilige Gees. Hy's nie 'n roofvoël nie. Hy's nie 'n voël wat kom en byt en seermaak en doodmaak nie. 'n duifie wat hier by jou kom sit. En dink aan, 'n duifie kan jou nie eers seerpik nie. Hy het nie 'n skerp snavel nie. 'n duifie wat hier op jou kom sit. Ja, ek onthou as kind, het my oom 'n duifie uit die nes geval en hy het die duifie groot gemaak en die duifie het mak geword, baie mak en baie by hom gesit. En toe, hy het nie 'n hokkie gehad nie, die duifie het uitgevlieg, dan sit die duifie in 'n boom, dan is ons daar saam, ons braai vleis, dan roep die oom hom, dan kom die duifie, dan sit hy op hom. Maar ons moet baie saggies beweeg, want as te vinnig beweeg, dan vlieg die duif weg. En dis eintlik wat die Bybel vir ons wil sê, dat 'n duifie is saggies, dat God werk saggies met ons, dat hy verwilder ons nie, hy skreeu nie op ons nie, hy pik ons nie, hy maak ons nie seer nie, ek hoef nie bang te wees nie. Plus, 'n duif is skoon, is rein, is 'n rein dier, 'n rein voël, daai sensitiwiteit, dis ook 'n simbool van vrede. As jy in 'n plek kom en die duwe koer, en jy hoor net daai gekoer van 'n duif, dit skep net vrede. Het jy al wakker geword, vroegiemôre, en jy hoor net die duwe wat koer, is daai Heilige Gees wat met vrede werk, met saggies kom, en hy werk met jou. En dan moet jy verstaan, dis hoe die Bybel die Heilige Gees wil verduidelik. Dat die Heilige Gees is nie hard nie, hy skreeu nie op jou nie. Jy weet, in die Ou Testament, met die volk, toe die volk verlos is uit Egipte uit, kom by die berg van die Here, en die Here praat met hulle uit die wolk uit, dat hulle het bang geword. Hulle het gesê, ons kan dit nie hanteer nie, hulle het benoud geraak, en hulle het gesê, Moses moet met die Here praat. En van toe af, dan gaan Moses in die tent van ontmoeting, dan gaan die wolk in die tent in, en dan praat God met Moses. Maar wat jy moet raak sien is, as dat God direk praat, dan het ons bang geword. Nou ek het al een keer vir die Here gevra, Here, hoekom praat hy so sag? Want ek mis dit partykeer. Het jy al agtergekom, die Here praat sag? Nou ek hou nie daarvan, die mense sê, daai stemmetjie binne in my. Dis nie 'n stemmetjie nie, dis die Heilige Gees. Maar die Heilige Gees wat sag met jou praat. Nou, wat interessant is, ek vra vir die Here, kom praat hy sag? Die Here sê, sodat jy kan oplet. Het jy al agtergekom, as iemand sag praat, dan kom jy nader, en jy wil hoor, jy gee aandag. En ek dink dis wat die Here wil doen. As jy hard praat, dan is jy skielik bang, jy is benoud, moenie op my skreeu nie, asseblief, moenie op my skreeu nie. Dis nie wat die Heilige Gees doen nie. Die Heilige Gees kom eintlik, en hy praat sag met jou,
So dis ook een van die kenmerke, as ek net daai sagte bewustheid hier binne in my hart het, sagte gevoel, God praat net hier binne in my, dan weet ek, die Here is hier by my en ek kan luister. So ek is sensitief vir 'n sagte stem wat in my praat. So ek wil jou uitnooi om bietjie gaan luister dit weer, gaan kyk weer daarna. Die Heilige Gees wat verskillende simbole het, sodat ons die Heilige Gees kan verstaan. En ek dink, daar's dalk nog baie voorbeelde, want God se Gees is so groot om dit te verstaan, maar dat jy kan iets verstaan hoe God wil werk, en met jou wil werk. En dan hoef jy vir nie een van hulle bang te wees nie. Hoef jy bang te wees vir water nie. Hoef jy bang te wees vir vuur nie. Hoef jy bang te wees vir wind nie. Hoef jy bang te wees vir olie nie. Jy hoef nie bang te wees vir 'n duif nie. Dis wat die Heilige Gees wil sê, en God wat in ons werk. So dankie dat julle saam is en saam praat oor die Heilige Gees. So kom ons praat nog daar waar julle nou is, en net saam te gesels oor die simbole van die Heilige Gees. En dalk kan jy getuig en vertel hoe die Here met jou gepraat het. Dat daar onder mekaar dat ons sal vra, maar hoe het die Here met jou gepraat? Verduidelik vir my, wat het die Here gesê, wat jy gedoen, hoe jy ervaar het die Here gepraat het. So dankie dat jy luister, kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons kan saamgesels oor u Gees. Dankie dat ons nie alleen is nie, maar dat die raadgewer, die helper met ons is. Dankie dat u vir ons verduidelik hoe die Heilige Gees werk. En dankie vir u liefde. In die naam van Jesus. Amen. Dankie, jy's 'n great blessing.